Goeiedag, baie welkom by die reis van formasie. En ons leef met die woorde van die Here, wat ons nooi om 'n lewe van hoop en betekenis te leef. Mary Oliver vra die treffende vraag: Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Hierdie is 'n groot vraag, want ons almal leef met daardie soeke. En dit klink verskillend afhangend van waar jy in jou lewe is. As jy jonk is, vra jy dalk, wat moet ek met my lewe doen? Watter beroep moet ek bly, moet ek gaan? Is hierdie die regte verhouding? En daar's altyd daardie fluistering, wat as ek verkeerd kies? Wat as ek die Here se wil mis? Later in jou lewe verander die vraag en dit word, wat het ek gedoen? Jy kyk terug oor jare van werk en besluite. Jy sien hoe dinge aanhou sonder jou kinders loop hulle eie paaie, en diep binne jou wonder jy, wat het my lewe beteken? Het ek gedoen wat ek moes? En dit is hier, tussen hierdie vraag van, wat moet ek doen en wat het ek bereik, dat ons 'n groot waarheid ontdek. 'n Betekenisvolle lewe gaan nie eers oor wat jy doen of bereik nie. Dis nie 'n legkaart wat jy moet oplos nie. Dis 'n verhouding. Roeping gaan oor wie jy word in Christus, nie net oor wat jy doen nie. Romeine 12 vers 1 sê in die 1953 vertaling: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, om julle liggame te stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hier begin dit. Gee jou lewe. Nie net jou planne of jou beroep nie net jou Sondag nie, maar jou hele lewe, jou Maandag tot jou Saterdag ook. En dis belangrik om te hoor, God het jou uniek gemaak. Daar is talente, passies, drome en maniere van dink in jou wat nooit weer herhaal sal word nie. Daar is mense wat net jy kan raak, dinge wat net jy kan bou. Maar dit kry eers regtig betekenis wanneer jy dit terugplaas in God se hande. Wanneer jy sê, Here, ek behoort aan U. Vorm my, gebruik my soos U wil. Wanneer jy jou lewe gee, gebeur daar iets onverwags. God gebruik nie net wat jy reeds het nie. Hy bring selfs dinge na vore wat jy nooit sou kon voorsien nie. Want ons is soos instrumente. 'n Kwas in die hand van 'n kunstenaar, 'n viool in die hand van 'n musikant, 'n hamer in die hand van 'n bouer. Op ons eie is ons maar beperk. Maar in God se hand word ons bekwaam, kreatief, betekenisvol. En dis die paradoks. Juis wanneer jy jou lewe weggee, vind jy dit. Juis wanneer jy oorgee, kry jou lewe sin. Ek wonder, hoe gee jy jou lewe? Ek dink dit kan begin met 'n eenvoudige oefening van 'n gebed. 'n Gebed wat sê, Here, ek wil nie doelloos en betekenisloos leef nie. Neem my lewe, dit behoort aan U. Gebruik dit, gee dit sin. En dan word dit 'n ritme. Klein daaglikse keuses, jou tyd, jou energie, jou drome, jou gawes, alles sit jy terug in sy hand. Dis nie net een groot oomblik nie. Dis 'n leefwyse. So wanneer Mary Oliver se woorde in haar gedig weer klink, tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Dan dink ek aan Paulus wat antwoord, stel jou lewe as 'n lewende offer. Gee dit vir die Here, want in sy hand word jou lewe deel van 'n meesterstuk. Dit word groter as jouself, mooier as wat jy ooit sou self kon dink of droom. Vandag beweeg jy en leef jy in spasies wat net jy kan bereik. En as die Here jou nooi na 'n lewe van sin en betekenis, van hoop, hoe sal jy saam met hom
jou lewe in sy hande, na daardie spasies toe gaan vandag. Hoe sal jy met jou gesin omgaan in die gesprekke en die besluite wat jy moet neem? Hoe sal jy opdaag in die vergadering by jou werk? Hoe sal jy reageer wanneer jy die pyn van die gemeenskap om jou beleef, raak sien of van lees in die nuus? Vra vir die Here om jou te vorm en te maak, sodat jy 'n draer van hoop en lig kan wees in die spasies wat hy jou plaas. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u roepstem in ons lewe. Dankie hoe u ons aan mekaar weef, hoe u ons elkeen uniek maak met ons unieke gawes. En ons is bewus dat ons hele lewe 'n geskenk uit die hand uit is, en daarom wil ons dit vir u terugoffer en gee, sodat u ons kan gebruik, vorm en maak soos u wil, sodat ons saam met u in hierdie lewe sin en betekenis en hoop nie net kan ervaar en ontvang nie, maar ook deel, waar ook al ons gaan. Help ons om onsself te ken, Here. Help ons om onsself te sien soos u ons sien. En help ons om die moed te hê, om te gaan na die plekke wat u ons vra om na toe te gaan. In Jesus naam, amen.